Geliefdes, kom ons staan vir die uitspreek van die seën. Here, in die woord sê jy dit. U ken my voordat ek gebore is. U ken my pad voordat ek begin stap. U weet wat my gedagtes is voordat hulle by my opkom. En as ek dit weet vanoggend en dit weer bely, dan maak dit my stil, Here, voor u grootheid en u almag. U die Vader wat alles geskep het. U die Seun wat vir my gesterf het en u die Heilige Gees wat met my besig is. Aan u kom toe alle lof, alle eer, alle heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Met deel in die woord wat met Jesus se lydensweg aan die gang is. En as 'n mens na Matteus 5 kyk, dan gaan dit eintlik oor die begin van sy bediening. Dit was sy eerste groot preek, die bergpreek. Maar daarin vind jy 'n tema wat 'n moeilike een is. Dit is 'n baie moeilike tema. En uiteindelik sou jy hierdie tema, of die uitvoering daarvan, aantref die dag by die kruis. Want hy kon iets regkry, wat ek by myself dink ek nie noodwendig in staat toe gaan wees. Aan daardie kruis, terwyl hy hang tussen hemel en aarde, met die mense om hom wat sy vyande geword het, selfs sy volgelinge, kon hy dit regkry om te bid. Vergeef hulle, Vader, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dis die oomblik wat my bietjie laat teruggaan het. En dis wat hy kon regkry, dis wat hy gedoen het. Maar laat teruggaan het na sy woorde en agterkom dis wat hy die hele tyd met sy lewe hier probeer deurgee. En daarom vandag 'n gedeelte uit Matteus 5 wat oor 2 Sondae gaan loop. En dis 'n moeilike gedeelte. So wat ons vandag gaan doen is om so 'n bietjie agtergrond te skep om uiteindelik ook volgende Sondag met hierdie tema klaar te maak. Matteus 5, kort stukkie. Die opskrif in die 83 vertaling maak dit al klaar vir jou moeilik. Liefde vir die vyand. Ek lees uit die 83 vertaling vandag, en ek lees vanaf vers 43, Matteus 5. Julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê, en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, en julle moet bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immers sy son opkom oor slegtes en goeies, en hy laat reën oor die wat reg doen en die wat verkeerd doen. As julle net die lief het wat vir julle lief het, watter loon kan julle dan nog verwag? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie. En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene nie ook maar net so nie. Wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. En dis daai deel van die bergrede, daai deel van die preek wat 'n mens baie keer dink, dis seker maar vir iemand anders bedoel. En dit is nie maklik nie. Voordat ons daarna kyk, kom ons raak eers rustig. Kom ons bid saam. Here, ek het vanoggend opgestaan en ek het gereed gemaak. En ons is saam hier om u naam groot te maak. Dit wat ek doen ek uit my hart uit. Het is nie 'n ritueel of 'n stukkie bygeloof of 'n gewoonte nie. Ek wil hier wees. Ek wil ook, soos wat ek elke dag in u teenwoordigheid leef, saam met ander my geloof ook op hierdie oomblik bely.
wil in die teenwoordigheid van ander mense vir u kom sê, Here, dat dit 'n voorreg is om saam met u die pad te stap. Dat dit 'n voorreg is om by u te leer, dat ek nooit oud genoeg word, Here, om te dink, ek het nie meer nodig om te leer nie. Somtyds word 'n mens omkant gevang deur 'n lewensles, 'n stukkie inligting, 'n stukkie wysheid en kennis van u kant af deur die Heilige Gees, wat 'n mens nog nooit op so 'n manier na iets laat kyk het nie. Saam met u, Here, bly ek 'n ewige student. En ek het so baie om te leer. Ek het so baie om te leer. Ja. Dankie dat ook hierdie dag deel is van my lewe. Dankie dat ek vanmôre kon wakker word. Dankie dat daar 'n huis is, 'n plek is waartoe ek kan teruggaan. Dankie, Here, dat u vir my die vermoë gee om te beplan, na die volgende week te kyk. Die vermoë om dinge te lys, die vermoë om my gawes te gebruik, my talente tot u eer van u naam. Dankie, Here, dat u my lewe volmaak. Het is baie keer maklik om net die donker te raak te sien. Kyk jy dikwels na die wêreld om jou, hoor jy wat al die nuus, is dit dikwels net slegte goeders, Here. 'n kind van u leef anders. Ons soek na die lig. Ons leef in goeie nuus, Here. Ons smag na die goed wat ons opbou, sodat ons ook kan deel wat in ons lê. As ek dikwels my koers verloor het, Here, as ek somtyds geword het, iemand wat saam met die wêreld praat en soos die wêreld praat, Here, sien my berou en bly met my besig. Maak my oë oop om te fokus op die grootheid van u sorg. Dankie, Here, dat ons ook hier die geleentheid kry om vir ons eie mense te bid. My geliefdes, my gesin, my kinders, my ouers. Maar ek wil ook verder bid, Here. Ek wil ook bid dat daar waar daar nood is, dat u sal voorsien soos wat net u kan. Dat daar waar daar donkerte is, Here, dat u lig sal deurbreek. Dat daar waar mense dink ek is buite die kring van u genade. Dat u my dikwels sal toerus met 'n blyk, 'n woord, 'n gedagte om my hand uit te steek. En dis hoekom ons hier is, Here. Dankie dat u na ons geliefdes omsien soos wat net u kan. Dankie, Here, ook dat ons hier kan uitstap en weet u bly nie agter nie. Ek ontmoet u nie volgende Sondag of wanneer ek terugkom weer hier nie. U is met my. Oomblik na oomblik en tree vir tree. Aan u kom toe alle lof en eer tot in ewigheid. Amen. Ek hou so 'n bietjie van die winter, geliefdes, as ek die hoë note vat, dan sweet ek nie so erg, maar in die somer is dit moeilik om die hoë note te vat. Die barmhartige Samaritaan. Een van die mooiste gedeeltes in die woord van die Here, maar ook een van die mees konfronterendste gedeeltes in die woord van die Here. Wanneer Jesus in Lukas 10 die gelykenis van die barmhartige Samaritaan vertel, kry jy te doen met Jesus die prediker. En anders as baie van ons predikers, het hy die vermoë om iemand saam met hom te vat, eintlik in hierdie prentjie in te trek. Dis wat hy gedoen het, ook hier. Jesus die prediker, kom nie net en skets 'n beeld van iemand eendag iewers nie. Hy sê eintlik, kom stap saam. Kom beleef hierdie wat ek vir jou vertel. Kom beleef dit aan jou lyf.
En voor jy jouself kry, is die vraag eintlik daar sonder dat jy dit vra, wat sou jy doen? Wat sou jy doen? As jy in hierdie ou se skoene was, as jy hierdie beleef het, wat se tipe reaksie sou daar by jou gewees het? Hoe sou jy opgetree het? Wat sou jy gedoen het? Hoe sou jy gereageer het? Sou jy gestop het en gehelp het? Of sou jy ander pad gekyk het en ver langs verby gegaan het? Want dis die twee goed wat die priester en die leviet gedoen het. Ander pad gekyk en ver langs verby gegaan. Ons doen dit ook nog baie keer. Met nood en ellende, ons kyk baie maklik ander pad. En ons gaan ver langs verby met die hoop iemand is naby genoeg om tog maar te help. Dit gebeur. Nou Lukas 10 is by dieselfde oomblik as waar ons verlede week was. Verlede week in Matteus 22 het daar 'n wetgeleerde gekom en hier op die doodsneuke van Jesus se lydenspad vir hom nog 'n vraag kom vra, 'n moeilike vraag. Wat is die grootste gebod? Jy onthou die Here se antwoord, liefde vir God, liefde vir jou naaste soos jouself. Liefde ook vir jou. Nou in Lukas 10 is ons presies by dieselfde oomblik, of is by 'n ander oomblik wat presies dieselfde geklink het. In Lukas 10 kom daar ook iemand na Jesus toe en sê vir hom, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? En dan sê Jesus vir hom, wat staan in die wet van Moses? Wat lees jy daar? En dan sê die man die keer, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, al jou krag, dit voeg hy by, en jou hele verstand, en jy met jou naaste lief hê, soos jouself. En dan sê die Here, maar gaan doen dit. Maar dan die man 'n tweede vraag. Wie is my naaste? Hy is nie klaar met Jesus nie. Wie is my naaste? Nou die oomblik as iemand hierdie vraag vra, het hulle 'n klare idee in hulle koppe wie hulle naaste is. Hulle het klaar die antwoord. Hulle het klaar die antwoord wat vir hulle werk. Op hierdie oomblik wil hy net hoor by Jesus, of Jesus se antwoord so syne lyk, en of Jesus se antwoord korreleer, of Jesus aan boord is, met wat vir die Jode aanvaarbaar is. Eintlik wat hierdie man doen, hy verwag dat Jesus vir hom presies gaan sê wie sy naaste is. Hy verwag 'n lysie van mense wat op daai naaste lysie is. En die Jode het gehou van lysies, want hulle het gehou van swart en wit. Hulle het gehou daarvan om presies te weet, wat mag jy doen en wat mag jy nie doen nie. En baie keer het hierdie ouetjies die wet van God so bietjie gerek, om in te pas en aan te pas, by wat vir hulle reg was. Nou weet hierdie mense, dis klaar moeilik om jou naaste lief te hê, is dit nie? Dis baie keer vrek moeilik om jou naaste lief te hê, veral jou naaste naastes, wat die wêreld vir jou moeilik kan maak. Dis moeilik om hulle somtyds lief te hê. En nou wil jy die ouens gou weet, voordat ons hierdie kontrak teken, liefde vir God, liefde vir jou naaste, wil ek net gou die fyn skrif sien. Ek wil net gou sien of dit die moeite werd is. Ek wil net gou sien of ek nie 'n ding hier gaan teken wat ek nie kan doen nie. Praat van liefde vir jou naaste, dan trek ons dikwels die kringetjie kleiner, want dit is makliker. As daai naaste 'n te groot kring is, dan raak dit te moeilik. Net nou kan ek hierdie naaste nie lief hê nie, en net nou stel hierdie naaste my in verleentheid. In die Jode se geval was hulle naaste hulle volksgenote. As jy nie 'n Jood was nie, was jy gesien as 'n vyand. En 'n vyand kon jy maar haat. Dit is baie eenvoudig. Naaste lief hê, vyand haat. Wie is my naaste? Dis 'n vraag wat vandag nog gevra word. Ek kry dit baie keer. Sommige oor 'n koppie tee en 'n beskuitjie. Dominee, wie is jou se naaste?
Dis 'n vraag wat ek ken, is 'n vraag wat jy ken. Dis 'n vraag wat ons baie keer vir mekaar vra. En soos die Jode daai dag, vra ons dikwels hierdie vraag met my eie antwoord klaar in my kop. Geen nie enkele om wat jy sê nie. Ek wil net hoor, is my antwoord reg? Geen nie enkele om wat Jesus vir my vra wat dit aanbetref nie. Want ek weet wat ek weet en ek is gemaklik met my eie antwoord op die vraag, wie is my naaste? Eintlik vra ons baie keer die vraag om uit te vind wie nie ons naaste is nie. Want dan hoef ek nie van jou te hou nie. Dan kan ek jou maar in 'n ander kategorie plaas. Dan kan ek maar sorg dat my vyande bly. Want ek hoef hulle nie lief te hê nie. So op grond van hierdie vraag, wie is my naaste, kom Jesus en dan vertel hy die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. As jy nog altyd gedink het, hierdie was net Jesus wat begin praat het oor 'n barmhartige Samaritaan. Die hele gelykenis was die antwoord op 'n vraag. Wie is my naaste? Waaroor gaan die barmhartige Samaritaan? Iemand kom af op 'n verskriklike, moeilike toneel. Daar lê iemand langs die pad. En hy is ordentlik verinneweer. Hy is foos geslaan. Hy is goed verniel deur 'n booswig of 2 of 3. Iemand kom op hierdie papgeslaande mens af nadat ander daar verbygegaan het en nie gestop het nie. En nou is daar 'n stuk ironie. Die ander wat verbygegaan het was mense van God. Was 'n priester en 'n leviet. Dis mense wat sê ons lewe baie naby aan God. Kyk jy die kringetjies om God, is ons in die binnekringetjie. Op hierdie stadium waar hierdie ou daar verbygaan, by daai papgeslaande mens, is daai 2 al daar verby, maar hulle het aan 'n pad gekyk en vinnig verbygeloop. En dan kom die ou daar verby. Die 2 wat moes stop, het nie gestop nie. En die een wat nou verbykom, is nie veronderstel om te stop nie. Hoekom? Want hy is 'n vyand. Hy is die vyand. Die Jode het die Samaritane gehaat. Dit was soos vuilgoed. Waar het begin? By broederskap, hulle was almal saam een, en toe kom die Assiriërs paar 100 jaar gelede en voer die 10 stamme weg, wat noord gebly, die ander 2 ondersuid het gebly, voer die 10 stamme weg, maar hulle kon nie almal wegvoer nie, het 'n paar oorgebly, wat weggekruip het. En die spul wat oorgebly het, wat nie weggevoer is in ballingskap nie, het met heidene getrou en hulle het die Samaritane geword. So hulle was onrein, sleg, gemors in die Jodese oor. Die spul wat teruggekom het en die 2 onderstamme het hierdie mense altyd met groot walging dopgehou. Trouwens, die haat en die vyandskap tussen die Jode en die Samaritane was so groot. Daar's 'n Joodse wet, ek het dit een keer al genoem, ek noem dit vandag weer. Daar was 'n Joodse wet wat sê as jy verby 'n muur loop wat omgeval het en jy hoor iemand lê onder daai muur en die persoon het dit oorleef en daar's 'n gekreun en jy tel die stene op en dis 'n Samaritaan wat daar lê, vervloek jy hom eers en dan sit jy die stene terug. Nou is die woordjies verhang. Dis die Jood wat lê en die Samaritaan kom daar verby. Wat gebeur? Hy stop. Die vyand tree in liefde op. Die vyand stop. Die vyand steek sy hand uit. Die vyand sorg.
Die vyand tel hierdie ou op wat so sleg seer gekry het, laai hom op die donkie, vat hom herberg toe en sê, hou hom hier, ek betaal. Die vyand doen iets wat 'n Jood nie sou doen. En nou kom Jesus met hierdie dilemma, wat hy skep 'n dilemma, hy maak moeilikheid. Die oomblik toe hy met die Jode begin praat oor die naaste en hy noem barmhartige Samaritaan, toe brand die vuur al. En elke Jood wat die dag daar was, wat hoor van hierdie vyand wat stop en wat liefde doen, moes hy homself eintlik gewonder het, wat sou ek doen? En dan besef het, ek sou waarskynlik, soos die priester en die leviet, ander pad gekyk het. Jy sien, dis die ding van Jesus. Hy speel onregverdig. Hy volg nie die reëls nie. Hy kleur buite die lyne in. Sy inkleurprentjies lyk nie mooi nie, want dis buite die lyne. Dis buite die lyne waar dit veronderstel is om te wees. Wat doen Jesus? Hy skep 'n dilemma, hy skep ongemaklikheid. Want hier is ewe skielik 'n vyand wat ek met liefde kan haat, wat besluit om in liefde op te tree en te sorg. Eeuwe later maak het steeds ongemaklik, dit maak my ongemaklik. Want ek wil leef in die teenwoordigheid van die Here. Ek wil leef volgens sy wil. Ek wil bid, laat u wil geskied en daar volgens lewe. En dis die ding van Jesus. Hy het baie mense baie ongemaklik gemaak. Want jy kon hom nooit in boksies sit nie. Jy kan jouself nooit voorberei op wat hy gaan sê nie. Hy het jou altyd onkant gevang. Jou rabbies het jou geleer, jy meng nie met sondaars nie. Jy meng nie met heidene nie. Jy stop nie by iemand wat jou onrein kan maak nie, jy ignoreer hulle. Jy trek nie eers deur die Samaritane se land nie. Jy praat nie met hulle nie. Ons het vandag ook 'n mooi sê ding, meng jou met die semels en die varke help aan jou. Maar hier kom Jesus. En hy meng met sondaars. En hy vat aan onreines. En hy gaan by heidene tuis. En hy trek deur Samaria en hy vra vir 'n Samaritaanse vrou water om te drink. Hoe ongemaklik moet dit wees? Hoe ongemaklik moes dit nie soms vir die arme 12 disippels gewees het, wat saam met hom gestap het nie. Maar nou nog die vriende dan. En dis die laaste stukkie voorbereiding vir volgende Sondag. Dis nie net sy woorde wat ongemak gebring het nie, maar ook sy keuses. Selfs van die begin af. Selfs met die 12 wat saam met hom sou stap, want elke rabbi in daai tyd het sy eie disippels gehad, sy eie leerlinge, wat hulle met die hand gekies het. En nou kom Jesus en hy met sy disippels kies, en hy kies met die hand, en van die begin af lyk dit, asof hierdie keuses nie goed is nie, want hy kies 'n spul dom vissermanne. Maar dis nie die ergste nie. Hy kies hierdie een persoon, wat ander mense regtig gehaat het. Hierdie een persoon wat gesien was as 'n vyand van elke Jood. En nou praat ek nie van Judas Iskariot nie. Sy ware klere sou eers later deurkom. Voordat ek sê wie dit was. Wil ek gou by jou hoor, die Jode het lysies gehad.
Ons het verlede Sondag gekyk na onsself. As jy 'n lysie moet maak van mense vir wie jy lief is, vir wie jy jou lewe sal gee, wie gaan op daai lysie wees? En waar sit jy jouself op daai lysie? Vandag wil ek vir jou vra vir 'n ander lysie. 'n Moeilike een. As jy 'n lysie moet maak van jou vyande, wie se name gaan daar staan? En nou wil ek nie, jy moet vir jouself sê, maar ek is eintlik nie so erg en ek het nie kwaai vyande nie. Daar's mense wat jou pla, daar's mense wat jou seer gemaak het, wat jy met wrevel en haat na kyk. Daar's mense wat jou so seer gemaak het, dat jy nie gewonder wie jy gaan oorkom nie. Wie haal daai lysie van jou? Wie is jou vyande? Komende uit Suid-Afrika uit, is dit maklik om van vyande te praat. Dis die ouens wat nie respek het vir ander lewens nie. Dis die roekelose mense, dis die verkrachters en die moordenaars en die bloeddorstiges. Maar dikwels is die grootste vyand in 'n mens se lewe die een wat op 'n stadium baie na aan jou was. Die een vir wie jy regtig lief was. Die een wat jy regtig vertrou het. Die een saam wie jy 'n lewe wou deel, die een saam wie jy 'n toekoms wou maak. Die een wat gevoel het soos 'n broer of 'n suster. En daai vyand bring nie woede nie, dit bring dikwels seer en teleurstelling. Dis die rigstekers, die verraaiers, die verloners in my lewe. Nou kom Jesus by Matteus 5 en hy sê, julle moet julle vyande lief hê. Ai, Here, hierdie kite wil nie vlieg nie. Dit is nie maklik nie. En om dit nog moeiliker te maak, die woord wat hier vir vyand gebruik word, is 'n baie sterk woord, ektros. Ektros beteken vyand, teestander, gehate een. Men is afgelei van die woord ekto, wat haat beteken. Kom ons lees hom ook so, julle moet, julle vyande, teestanders, en die wat julle haat, lief hê. Wanneer iemand 'n vyand is, en jou op 'n stadium diep seer gemaak het, die mat onder jou voete uitgeblik het, jou vrede weggevat het, jou diep geskenk het, is dit maklik om te haat. Partykeer lees 'n mens Jesus se woorde in die Bybel, en dan wens 'n mens dat dit nie daar gestaan nie. Dan wens 'n mens hierdie vers was nie in die Bybel nie. Dan sê 'n mens, Here, dit sou makliker gewees het om U te volg, as hierdie nie hier gestaan het. Julle moet julle vyande lief hê. Die dag toe Jesus hierdie een disipel kies, toe wys hy eintlik wat hy bedoel. Saam met die haat vir die vyand, die Samaritane, was daar in Jesus se tyd ook die haat vir die vyand, die Romeine, want hulle het hulle onderdruk. Maar daar was iemand wat hulle nog meer gehaat het as 'n vyand. En dit was die tollenaars, wat vir die Romeine gewerk het. Want tollenaars was gewoonlik Jode, was nie Romeine nie, was mense, was een van hulle, wat Rome eintlik aangestel het, om tolgeld by hulle eie mense te kry. Tollenaars was mede-Jode, wat in hulle huisies gesit het. En as 'n arme Jood daar verbystap, moes hy stop en belasting betaal vir Rome. En tollenaars het gewoonlik op kommissie gewerk. So hoe meer geld ek gevat het, hoe meer geld vir Rome, hoe meer geld het ek gekry. Tollenaars was ouens wat skatryk was, al was die res van die volk brandarm.
toe Jesus die dag disippels kies, stop hy by hierdie een vyand in sy tolhuis. En hy sê vir hom, volg my. Jy weet wie die tollenaar was, nie? Matteus. Levi. Die ou wat hier geskryf het, wat die Here gesê het van, julle moet julle vyand lief hê. Het op 'n stadium gevoel hoe dit voel. Wanneer daai woorde dade word. Hy het die dag by Levi of Matteus se tolhuis gaan staan en gesê, volg my. Nie gesê, draai jou lewe om, laat jouself doop en kom nie, volg my. En die vyand van die volk het dit gedoen. Die vyand van die volk kry 'n volg my en hy stap agter hierdie rabbi aan, wat gaan van die wêreld word. Net daarna is die fariseërs ontstel. Want hierdie vyand van die volk hou 'n partytjie en hy nooi hierdie Jesus en Jesus kom eet by hom saam met ander sondaars. Hoe durf hy? Hoe durf hy iemand op die vyandlysie sê, volg my. Uiteindelik is daar groot woede en frustrasie omdat Jesus saam met die tollenaars eet. Daar's nêrens opgewondenheid oor 'n verlore siel wat gered is nie. Daar's nêrens opgewondenheid oor iemand wat ver was, wat nader gekom het nie. Ek sluit af. Ons voorbereiding vir volgende week is basies klaar. Wanneer Jesus sê, volg my, was daar gewoonlik een van twee reaksies. Of jy het gedoen wat die vyand gedoen het, alles net daar gelos, jou goed net daar neergesit, van jou eiendom vergeet en hom gevolg. Nie by hom gaan leer. Deel geword van sy koninkryk. Of, en is hierdie wat ook vir hom stel, of jy kan sy woorde ignoreer. Veral die moeilikes wat jou nie pas nie, veral die ongemaklikes wat jou ook ongemaklik maak. Jy kan daar illusie bly hê wat die fariseërs gehad het, ons is so naby aan God, en dit nie wees nie. Ek wil jou vandag huis toe stuur met 'n opdrag, en dit gaan die vreemdste opdrag wees al ooit in jou lewe, of dalk nie. Ek wil vir jou sê, gaan huis toe, en gaan raak ongemaklik. Gaan raak ongemaklik oor die vyande op jou lysie. Gaan raak ongemaklik oor die etikette wat jy al om mense se nekke geplaas het. Gaan raak ongemaklik oor mense wat jy al afgeskryf het in jou lewe. Op my pad, jou pad, gaan jy die Matteus kry in hulle tolhuisies. Wat vat wat hulle nie toekom nie. As daar 'n volg my vir hulle kom, en hulle doen dit, waar laat dit jou? Amen. Here, U woord is oorvloedig, genadig. Maar dit is nie maklik nie.
tog staan dit vas. Daar's nie gedeeltes wat ek vinnig kan bylees en oorlees en sê, ek wil nie hierna kyk nie, ek wil nie aan dink nie, dis nie vir my nie. Dis juis vir my, Here. Dankie dat U met my besig is. Dankie dat U met my in die gang is. Dankie, Here, dat U deur die Heilige Gees voortdurend besig is om met my te werk. Ek wil nie die een wees wat U woorde hoor en my gesig aan haar kant te draai. Gebruik die Heilige Gees, Here, om ook in hierdie week, terwyl ons onsself voorberei vir volgende Sondag, met ons harte te werk. Amen. Here, ons vra U seën en ons vra U leiding in die week wat kom. Ook waar ons besig gaan wees met U woord in ons lewens, die riglyne, die teenwoordigheid. Laat dit wees tot die eer van U naam. Amen.